môre Rini, ons is baie bly as Rini is, dan weet ons kan begin. Goeiemôre julle. Ons gaan vanmôre vreeslik lekker saam speel, ons maar by voorbaat sê dankie vir Derek en vir Okker. Ek weet of julle hoor, maar hulle sing sommer hier die gange uit, sing hulle ook sommer saam. Want wys jy net, mense dink altyd sing is harde werk, maar dit is eintlik een groot vreugde om te kan sing. En veral as ons oor die Here sing. Vanoggend ons eerste lied, ek gaan so 'n bietjie tussenin praat, want daar's van die liedere wat ek nie 100% seker is dat julle almal gaan ken nie. Maar die eerste een sal julle definitief ken. Dis 'n bekende lied, lied 2:9, maar ons sing dit, of ek speel dit altyd graag op die melodie van die ou CSV lied, wat julle sal herken as ons begin. Hy gaan so. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk, deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gereik. Sing van ons verlosser, aan die kruis het hy gelei, deur sy dood bring hy versoening, van ons skuld maak hy ons vry. Laat ons praat met almal om ons, oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral wil ons dit laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom die bruid verwag het, altyd tot die lof bereid. Sing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons nuut, die heerser oor die wêreld, seun van God, oor ons lied. Dis mooi, nee. Ons gaan sing die baie mooi, Jesus ons eer, U opgestane Heer. Ons eer U, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Kom ons maak gereg, ek gaan hom laat vat, maar hy is baie hoog daar veral hierdie tyd van die oggend. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, lewensvors en koning, wie het triomfeer. Hoe was U verneder, hoe het U gelei, hoe is U verheerlik, U voorheerskappy. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, omdat U oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe was ons gebonde
was ons verknig. U bevry tot lewe, baan vir ons die weg. Jesus, ons eer U, opgestane Heer. Nou het ons 'n toekoms, lewe by ons Heer. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Voortyd word terug uit lig, kom as mens op aarde. Hoe begrip, hoe ons verstaan, is die grootheid hier. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Ek praat spesifiek van hierdie volgende 2 liedere, wat ek wil hê, as julle dit nie ken nie, ons dit regtig vir julle moet leer. Die eerste een is All to Jesus I Surrender. Ek weet nie of julle dit ken nie. En dan die tweede een is Peter Coffey's I Surrender. En die twee gaan eintlik vreeslik mooi as mens hulle kombineer. Ons gaan eers die eerste een doen, All to Jesus I Surrender. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, make me Savior wholly Thine. Let me feel Thy Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessing fall on me. I surrender
I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Dis pragtig, nee. Wonderlike lied. Ek hoop ook, as julle hom nie ken nie, dat ons hom vir julle gaan kan leer. Hierdie is die bekende een, ons sal maar herken wat so begin. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live. For you are my God. I surrender all. With every step and every plan, with everything that's here in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender all my life and all my needs, all my ways and all my deeds. I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender all. I surrender all. Dankie, Jan. Ag, dit is regtig pragtig, né? Nee, pragtige woorde, dit gryp jou in jou hart. Wonderlik. Weet jy, toe ek gister die nuus lees, toe lees ek, Valdam loop oor. En onthou julle, 'n ruk terug het hulle gesê, ons gaan nog tekort aan water in hierdie tyd hê. Maar die liewe Heer het voorsien. Aan hom al die lof en die eer en die dank. Ons is besig met 'n Bybelstudie hier by Oosvallei, hier so 3:00 in die middag. My beeld van God en my gebed. Watter beeld ek van God het, gaan ook bepaal oor hoe ek met God praat en hoe ek tot God bid. En ons weet, hy is ons Vader, hy is die een wat sorg, hy is die een wat lief het. My beeld van God is hierdie wonderlike Vader, wat vir ons omgee en vir ons lief het. Here, dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Dit gaan nie oor my nie, gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor U. Ons wil U kom aanbid. Ons wil vir U dankie kom sê. Ons wil vir U loof vir die goedheid. Die feit dat ons U kinders kan wees. Dat ons aan U kan behoort. Dat ons weet ons hele lewe is in U hande. Aan U kom toe al die lof, die eer en die aanbidding. Amen. Groet U in die wonderlike naam van Jesus ons Here. In lyn met die boodskap van vanoggend, gaan ons hierdie volgende lied sing. Vanoggend se gedeelte wat gaan oor Jesus wat vir Petrus gevra het jy my werklik lief? En ek dink die een ding waarsonder ons nie kan wees nie as kinders van God is liefde. Hierdie lied praat ek mense engele tale.
baatsigte, bly oorwin met goed en kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis op verwagting, kom die beste in ons vry. Al die tale profesieë, met die tyd gaan dit verby. Net die liefde, die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Want geloof gee troos en rigting, na die toekoms reik die hoop. Liefde is en bly die grootste, liefde sluit die lewe oop. Kom ons gaan saam lees uit die woord van die Here. Daar van Petrus, nou ek net hier by my goeders uitkom. Nou, ons het die afgelope tyd wat ons met Johannes gewerk het ons begin by Johannes 13, waar Jesus in die boortrek met sy disippels gaan sit en met hulle praat. En hy praat met hulle oor disippelskap. Waaroor gaan dit om Jesus te volg? Nou, ons het dit gedoen en nou is ons by hoofstuk 18. Hulle is nou eie vertrek uit, hulle is nou klaar geëet met die nagmale goed, en hulle gaan nou uit. Jesus is op pad na Getsemane toe. En dis op hierdie pad wat dinge nou gebeur. Ons beweeg nou in die lydingstyd in. En daarom wil ek met u praat oor Petrus en hierdie lydingstyd. Nou, ons gaan 2 stukkies lees oor Petrus en sy verloning van Jesus, want dit het nie op dieselfde plek plaasgevind nie, ook nie voor dieselfde persone nie, en ook nie op dieselfde tyd nie. Nou, kom ons lees die eerste gedeelte. Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was Johannes. Daardie ander disipel was aan die hoëpriester bekend en het saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan. Maar Petrus het daar buite by die deur bly staan. Toe daardie ander disipel wat aan die hoëpriester bekend was uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Die diensmeisie wat deurwagter was sê toe vir Petrus: "Jy is tog nie ook een van hierdie man se disippels nie." Want Petrus het saam met Johannes gegaan en sy het hierdie afleiding gemaak dat hy een van hierdie disippels van Jesus is. En wat sê Petrus? Nee, ek is nie. Hierdie ek is, gaan ons later na terugkom. Die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak, en dit is nou die tweede verhaal, né? Nou wat daar tussen 17 en 18 gebeur, Petrus was nou eers by Annas, die ander afgesette hoëpriester, en die het hulle toegestuur na Kajafas. Nou, die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was, en Petrus het ook saam met die ander gestaan en warm maak. Die hoëpriester het Jesus toe gevra oor sy disippels en oor sy leer, en Jesus het hom geantwoord: "Ek het in die openbaar met die mens gepraat, ek het hulle altyd in die sinagoges en in die tempel geleer, waar al die Jode bymekaar kom, en ek het niks in die geheim gesê nie." Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle het weet wat ek gesê het. Toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daarby gestaan het, hom geklap en gesê: "Antwoord jy die hoëpriester so?" En Jesus sê toe vir hom: "As wat ek gesê het verkeerd was, sê dan wat was verkeerd. Maar as dit reg is, waarom slaan jy my?"
Annas het hom toe geboei en na die hoëpriester Kajafas toegestuur. So, Jesus was eers voor Annas, en toe sy voor Kajafas, en hier by Kajafas het die tweede verloning plaasgevind. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra toe vir hom, jy is tog nie een van die disippels nie, hy het dit ontken en sê, nee, ek is nie. Nou, ons sê dit is, ons almal weet, Petrus het Jesus 3 keer verloon. Ons weet dit. Maar dit het op verskillende plekke voor verskillende mense en verskillende tye plaasgevind. Nou die eerste keer toe dit plaasgevind het, was dit eers voor Annas. Nou Annas was die hoëpriester wat aan bewind was, wat gereed van 6:15 na Christus tot 15 na Christus. Maar die Romeine het hom afgesit. Hy het te veel mag en invloed gehad. En toe het hulle hom vervang met 'n ander hoëpriester, Kajafas. Maar hoekom is dit belangrik dat Jesus eers voor Annas verskyn het? Want Annas het groot invloed en hy was geweldig ryk gewees, hy en sy familie. Nou kom ons kyk eers hierdan, want dit gee vir ons die agtergrond van hierdie hele gebeure. Met sy groot invloed het hy geweldig geld gemaak en was hy baie ryk gewees, hy en sy familie. Maar hy het dit nie op 'n baie eerlike wyse gedoen nie. Hy het die godsdiens misbruik om vir homself te verryk. Hoe het hy dit gedoen? Kyk, die mense wat by die tempel was, het ons daar by die tafel gesit, en dan het hulle was geldwisselaars, maar hulle was ook die mense wat die diere moes goedkeur, wat gebring is om geoffer te word. Nou weet ons, die wet het gesê, daardie dier mag geen gebrek hê nie. Daardie dier moet heeltemal reg wees om geoffer te kan word. Nou het Annas se mense, sy werkers, het dan hierdie diere ondersoek om te kyk of hulle heeltemal reg is om geoffer te word. Nou kan 'n mens dink wat daar ook aan die gang was. Maar Annas self het in die tempel het hy plek gehad waar hy diere aangehou is. En die skape en goed wat hy daar aangehou het, is vooraf goed gekeur. Hulle voldoen aan al die vereistes vir die wet. So jy kan net kom en daar vir jou 'n dier koop sonder gebrek wat jy dan aan die Here kan offer. Want wat 'n mens aan die Here offer, het hulle gesê, moet rein en sonder gebrek wees, jy moet jou beste vir die Here offer. Maar daar was 'n verskil. As jy jou dier bring om te offer, daar waar jy van die plaasie afkom en jy kom om te offer, sê nou maar die dier jou R100 gekos. Maar by Annas, daar waar hy dit aanhou, en hulle dit genoem, hy het 'n naam gehad, dit was die bazaar van Annas in die tempel. Dan kon jy by die bazaar van Annas dieselfde diertjie koop om te gaan offer, maar waar joune sê nou maar R100 gekos het, moet jy nou skielik R300 betaal. En so het Annas homself verryk. En het 'n geweldige invloed onder dit gehad. So, die Jode het eintlik vir Annas hulle gehaat, omdat hy hulle so uitgebuit het. So dit is Annas. Nou, in die tempel,
Johannes 2, het Jesus die geldwisselaars se tafels omgegooi. Hy het ook daardie wat die ruilwerk doen, se tafels omgegooi en hy die diere met 'n sweep uit die tempel gejaag. Wat 'n konsekwensies het dit? Want dit was Annas se besigheid. Dit het direkte invloed gehad op Annas se omset en sy beurs, sy bankrekening. En daarom bring hulle Jesus in die eerste plek voor Annas, die hoëpriester. En nou kan 'n mens ook verstaan hoekom hierdie verhoor voor Annas 'n klug is. En jy kom net baie gou agter. Want hy het ook gesorg dat sy skoonseun Kajafas in sy plek hoëpriester word. Nou bring hulle Jesus voor Annas. En die taak van die hoëpriester was om te luister na die klagtes wat hulle ingebring het teen die een wat hulle voor hom bring. Hulle bring Jesus voor Annas. En wat vra Annas? Hy wil nie die klagtes hoor wat hulle bring nie. Hy vra vir Jesus, hoe groot is jou gevolg? Hoeveel mense hang jou aan? Hoe sterk is jou mense wat jou volg? Hy wil weet, wat is Jesus se aanhang? Kan jy sien, daar's dadelik 'n klomp motiewe by. En Jesus het dit dadelik raak gesien, en as jy nou na die antwoord van Jesus aan Annas luister, dan sê Jesus, ek het in die sinagoges met mense gepraat, ek het in die openbaar met mense gepraat, ek het niks geheim gehou nie, so Annas, as jy jou werk doen en reg doen, dan sal jy van hulle gaan vra wat ek gesê het en wat ek gedoen het. En dit is hoekom die een soldaat dan vir Jesus deur die gesig klap. Het jy nie respek vir die hoëpriester nie? Maar die hoëpriester doen nie sy werk nie. Die hoëpriester is met 'n agenda besig, en Jesus wys vir hom dadelik, jy is met 'n baie duidelike agenda besig, en daarom klap hy hom. En Jesus sê vir haar, een wat hom geklap het, as ek verkeerd was, kon jy my klap. Maar nou is ek reg en jy is verkeerd. Hoekom het jy my dan geklap? Annas besef duidelik dat Jesus hom hier in 'n hoek gedruk het. Hy het 'n uitkoms. Want sy skoonseun Kajafas is hoëpriester. Nou, Kajafas was hoëpriester van 18 na Christus tot 36 na Christus. En hy het al in Johannes 18 vers 14 gesê, dis beter dat Jesus sterf as wat hierdie volk van ons ly. So hier, wanneer Jesus by Kajafas aankom, het Annas geweet, ook hier is geen regverdige verhoor nie. Daarom het hy vrymoedigheid om Jesus na Kajafas te stuur. Binne hierdie verhaal, binne hierdie skets wat Johannes vir ons gee, moet ons Jesus se optrede verstaan.
Nou, eintlik is Petrus mos nou een van daai karakters wat ons baie gou uitwees. Hy het Jesus verloon. Hy het Jesus verloon, hy is nou hierdie negatiewe karakter, maar wanneer 'n mens baie mooi gaan kyk, is hy al een wat, en miskien Johannes, wat die moed aan die dag gelê het om vir Jesus op te staan. Onthou julle toe daar die hele leerafdeling kom om Jesus gevange te neem. Wat het hy toe gedoen? Hy het die mes uitgetrek en Malchus, die hoëpriester, se slaaf, se oor afgekap. Hy het probeer iets aan hierdie situasie doen. Hy het probeer om op te kom vir Jesus. Nou kan 'n mens sê, Petrus, besef jy wat is hier aan die gang? Want toe Judas met die eskader daar opdaag, en dit het, hulle was in Jerusalem gevestig, die Romeinse garnisoen, het bestaan uit 600 man, plus nog die geregsdienaars van die tempel, plus die geregsdienaars van die fariseërs. Daar was 'n klomp mense wat gekom het om Jesus in gevange te neem. Nou baie kortsigtig, wat gaan jy teen so 'n oormag doen? Dis baie kortsigtig, Petrus. En Jesus sê in vers 11, sit jou swaard terug. Ek het nie gekom om geweld aan te blaas. Ek het nie ander motiewe nie. Jesus sê vir hom, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. En dis die wil van my Vader wat hier aan die gang is. Petrus doen 'n tweede ding. Petrus volg Jesus tot waar hy by Annas verhoor sou word. En daar by Annas gebruik hy die geleentheid wat Johannes vir hom gee om in te kom. Hy kon nie inkom nie, dit is sekuriteit. Maar Johannes het hulle geken en Johannes het die diensmeisie geken en Johannes het gereël dat Petrus kon inkom. En die diensmeisie, omdat hy saam met Johannes gekom het, vra vir hom, is jy nie ook die een? Is jy nie ook een van hulle nie? En Petrus sê onmiddellik, ek is nie. Ek is nie 'n volgeling van Jesus nie. So hy distansieer homself van Jesus. Daarna is hulle na Kajafas toe. En by Kajafas het hy by mense gaan staan daar rondom die vuur. En terwyl die verhoor plaasvind. En die mense rondom die vuur vra vir Petrus, is jy nie ook een van Jesus se disippels nie? En Petrus sê, nee, ek is nie 'n disipel van Jesus nie. Die derde keer toe een van die familielede van Malchus, nee, wat sy regteroor afgekap is, vir Petrus sê, ek het jou in die tuin gesien. Ek het jou saam met hulle gesien. En Petrus het gesê, nee, ek was nooit saam met Jesus in die tuin.
Ek was nooit 'n volgeling van Jesus nie. En toe die haan gekraai. Dit was 3:00 die oggend. Nou, baie keer dink 'n mens die haan is 'n hoenderhaan wat daar gekraai het. En daarom die verloning wat plaasvind. Nee. 3:00 die oggend het die Romeinse magte beerdskofte geruil. En dan het hulle 'n beul geblaas. En daardie beul se naam was die haan. En toe hulle die beul blaas, was dit 3:00 die oggend. En die haan herinner Petrus daaraan, aan sy verloning van Jesus. Ek ken hom nie, sê Petrus. Ek volg hom nie. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die lewende water. Ek is die pad na die Vader. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek kom van God af. Petrus sê, jy is nie. Jy is nie die Messias nie. Jesus, jy is nie. Jy het die hele tyd gesê jy is. Maar jy is nie. Nou, baie interessant. Dis waar dit gebly het. Johannes sê niks verder daarvan nie. Die ander evangelie sê, Petrus het berou gehad en hy het buitentoe gegaan en hy het bitterlik gehuil. Johannes sê niks daarvan nie. Johannes sê vir jou, Petrus het klaar besluit, hy's klaar met Jesus. Hy het genoeg gehad van Jesus. Jesus is nie vir hom die Messias nie. Jesus is nie wie hy gesê het hy is nie. Jesus het inderdaad sy tyd gemors. Dis wat Petrus sê. En daar los Johannes ons. Hy los ons tot in Johannes 21. Hoor ons niks van Petrus nie. En dan skielik kry ons Petrus. Hy's terug na sy ou werk toe. Want hy was klaar met Jesus. En Jesus tref hom by sy ou besigheid aan. Ons kry dat Jesus daar vir hom vra, het jy my waarlik lief? 3 maal, hy het ons 3 maal verloon. En dan sê Johannes vir ons nog iets oor Petrus. Daar staan net, ek dink dis Johannes 21:23 daar rond waar daar staan. En die wyse waarop Petrus Jesus se vereer, hoe hy aan sy dood gekom het. Is 'n latere inskrywing, want Johannes het geweet hoe Petrus uiteindelik ook vir Jesus gesterf het. Nou die verhaal lei, hoe het Petrus vir Jesus gesterf? Die verhaal lei, toe Nero die Christene beskuldig het, dat hulle Rome aan die brand gesteek het. Toe Petrus op die wa geklim en 'n paar volgelinge hulle het gevlug uit Rome uit. En hulle het 'n hele end gery en skielik het daar 'n engel aan Petrus verskyn en gesê, Petrus, vlug jy weer. En Petrus het omgedraai, die wa omgedraai en teruggery Rome toe, waar hy in hegtenis geneem is, en waar hulle hom toe gekruisig het, en toe hulle hom wou kruisig, toe sê hy, kruisig my onderste bo, want ek is nie werd om soos my Jesus gekruisig te word nie. As julle my vra, nou wat leer ek hier? Wat spreek tot my? Om Jesus te volg,
is 'n pad wat 'n mens loop. Hy het sy ops en sy afs. Maar Jesus wil dat ons uiteindelik by hierdie belydenis kom. Ek is. Hierdie pad loop ek met jou, sodat jy ook eintlik tot die belydenis kom. Ek is die Messias. Ek is die Verlosser. Here, baie dankie dat U hierdie lydingsweg geloop het om vir ons te verlos. En deur die lewe van Petrus sien ons hoe Petrus U telke male verloon het. Maar hoe U hom weer opgesoek het en hom weer ingeskakel het. Dit gebeur met ons ook, Here. Daar's tye wat ons U los. Tye wanneer ons nie getuig nie, tye wanneer ons moet praat wat ons stil bly. Maar op hierdie weg tel U ons elke keer weer op om U disipel te kan wees. Amen. Ontvang die seën van die Here. Here, U was vanmôre in ons midde. U het vir ons gewys van wat aan die gang is en
hoe U deur alles heen koers gehou het om vir ons daar aan die kruis te sterf. En dankie dat U daardie wonderlike lam van God is, sonder gebrek, wat vir al ons sondes betaal het. Met die wete gaan ons, dat U ons seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Oh, to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow, worldly pleasures all forsaken, take me Jesus, take me now, I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, make me Savior wholly Thine, let me feel Thy Holy Spirit, truly know that Thou art mine, I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love You as long as I live, for You are my God. I surrender all. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve You as long as I live, for You are my King. I surrender all my life and all my deeds, all my ways and all my deeds, I want to follow You every day, for You are my Lord. I surrender all my life and all my needs, all my
my ways and all my needs. I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender all. I surrender all. Aan U, o God, my dank gesange. U wil ek in my aanbied prys. Al kwyn die sonlig teen die aange. U lig my lig sal oorreis. U lig my lig sal oorreis. U lig my lig sal oorreis. U het my met U guns versadig, en as 'n Vader my beskerm, met seëninge so milddadig. U dag en nag oor my ontferm. U dag en nag oor my ontferm. U dag en nag oor my ontferm. Ek weet aan wie ek my toevertrou het, al wissel dan ook dag en nag. Ek ken die rots op wie ek gebou het, van wie ek al my heil verwag, van wie ek al my heil verwag, van wie ek al my